Goeiemôre, dis nou 27 Oktober hier in Amerika en ook reg oor die wêreld. Vir ons is dit vroeg in die oggend, dit is so 8 uur of 9 uur die oggend by ons in Amerika en ek gesels vanoggend met Lily van die plaas. En ons gaan gesels oor haar ervarings van om Amerika toe te kom op die refugee program. So ons gaan net bietjie gesels oor hoe hulle die vlug experience, wat het gebeur in Atlanta, hoe hulle getransfer, wat hulle opgeëindig waar hulle op die oomblik is en dan hoe experience hulle die laaste paar weke vandat hulle hier aangekom het. So goeiemôre Lily, jy kan gou môre sê vir al die mense. Goeiemôre oom, goeiemôre almal. Ek kan net sê baie dankie. Dis vir my 'n groot voorreg om op oom se kanaal te wees. Ons het oom gevolg van Suid-Afrika af. Nee, dis goed. So kom ons begin sommer ons gaan nou nie baie praat oor die proses tot jy gevlieg het nie, want daai proses is al baie uitgedruk vir mense en so ons gaan nie tyd mors daaraan nie. Kom ons begin sommer net, hoe het julle jy het mos met 2 kindertjies oorgevlieg? Ja, 2 besige seentjies oom. Okay, cool. Hoe het julle die vlug experience tot julle het Atlanta toe gevlieg? Ja, ons het van die Kaap af gevlieg, tot in Atlanta en van Atlanta af het ons Dallas toe gevlieg. Okay. So dit was 'n 16 ure vlug gewees van die Kaap af Atlanta toe. En hoe het jou kindertjies dit hanteer? Dit was nie te erg nie. Ek het baie erger verwag, moet ek eerlik vir hom sê, maar ek dink dit help dat jy vlieg in die aand. Ja. So hulle het redelik baie geslaap, hulle was baie opgewonde en hulle het stories gekyk en daai tipe van goed op die vliegtuig en geëet en toe nog stories gekyk en speletjies gespeel want hulle raai screens met verskillende programme en goed. Dit het hulle redelik besig gehou. En toe het hulle geslaap. Hulle het baie lekker geslaap op die vliegtuig. En toe hulle wakker word, toe sit maar net weer 'n paar speletjies en programme. Dit was nie so erg om hulle besig te hou nie op die vliegtuig nie. So toe julle op Atlanta land, was daar nou agents wat julle daar ontvang het of hoe dit gewerk? Yes. Ja, daar het iemand gestaan met 'n bordjie met ons van op. Toe ons afkom van die vliegtuig af basically. Ons het nie een keer gevoel ons is alleen of gaan alleen deur die proses, dat jy nervous is of bang is of enigiets soos dit nie. Jy voel bietjie overwhelmed want dit voel of alles net baie vinnig gebeur. Hulle vat jou vinnig deur, vinnig dit, vinnig dat. Maar jy kry nie kans om dit te oordink nie. Dis net te vinnig. Hulle sê vir jou, come, let's go. En dan verduidelik ook vir jou natuurlik eers wat gaan nou gebeur, al daai goed. So dit was baie nice, dit het my baie gerus gestel, want hulle sê vir jou wat gaan volgende gebeur, en dan sê hulle, okay, ons moet nou dit doen, want ons moet nou dit gaan doen. So, ja, dit was, die grootste ding was net vir my om die trolley te stoot en 'n kind te hou. Ja, maar julle was daar deur Customs and Border Patrol en so aan. Hoe lank het julle gevat? Hoe lank het was julle op Atlanta Airport voor jy julle connection vlug gekry het? Yes, ek gaan nou nie jok vir hom nie. Dit het nie baie lank gevoel nie, want dit is daai lughawe is so groot. Ja. Ons het letterlik, hulle het ons gevat, toe het ons op die trein gegaan, wat ek nooit alleen sou kon doen nie. Dis my baie groot lughawe. En hulle het vir ons ete gegee, Chick-fil-A, en 'n koeldrank gegee, en ek dink dit was al 'n uur. Ja, dit was 'n bietjie, ja, dit was omtrent 'n uur gewees. Toe het ons gegaan vir ons volgende vlug. Okay. En daar is julle by Dallas aangekom, het julle iemand gehad wat julle daar ontvang het? Ja, ons het deurgegaan, toe ons deur is en ons tasse moet kry, toe staan ook iemand met 'n bordjie met ons van op. Okay, en wat gebeur toe? Toe vat hulle julle mos na akkommodasie toe en gaan settle in. Ja, so hy het almal sin werk verskillend. Ek het nou 'n bietjie met 'n hele paar ander refugees gepraat. So dit hang ook af van wat se staat en op watse tipe manier van die proses jy deurgaan. Ek weet baie mense, daar is 'n paar mense wat na familie toe gaan, wat se familie hulle op die lughawe kry. Ja. Party kry 'n agent saam met die familie hulle op die lughawe, partykeer kry net die familie hulle op die lughawe. Partykeer het die agent vooraf met die familie gereël hoe dit gaan werk. Maar ons spesifieke proses, ons het hom daar gekry, toe hy vir ons verduidelik
net gevra is ons okay en gesê hy gaan ons na 'n hotel toe vat. Laat ons al ons tasse kan gaan aflaai en dan moet ons na behuising gaan kyk. Ja. So dit was my nogal 'n storie want ek was doodmoeg geweest en ek was baie geïrriteerd geweest want ek het ophou rook ook op daai dag. Die dag wat ons gevlieg het ek opgehou rook. So dit was vir my baie. Ek het net half gevoel, eers kan ons dit nie môre doen nie, maar ons moes op daai dag dit gedoen het. So ons het na hy het ons 3 plekkies gaan wys, 3 apartments, soos dat hulle sê. En ons het nou een gekies en toe het ons teruggevat. Toe het ons eers gevat om gesê ons kan gaan snacks en goed kry en ek was net te overwhelmed. Hy het ons Costco's toe gevat en ek was so overwhelmed geweest. Dit was net so groot en so baie en ek ken nie die produkte nie en ek is moeg en dat ek net vir die kinders gesê het, niemand kry van ons snacks nie, ons kry pizza en Dr Pepper en ons gaan. Ja. Ja, en toe is ons van daar af net na die hotel toe en ek dink ons het gebad, geëet en ons het almal geslaap. Ja. Ja, dis die ding, dis overwhelming en ook dis jy gaan erg jetlag hê as jy aankom want dit is 16 ure ek het baie jetlag gehad. Jy kry nie slaap nie en dan gaan hulle nog jou verwag om dinge te doen as jy hier aankom. So wees voorberei daarop. Okay, wat gebeur toe die volgende paar dae daarna? So ons het die volgende dag toe hy gekom, toe het hulle ons kom haal of hy het ons kom haal en toe het ons na ons woonstel toe gekom. Hulle het die dag nadat ons geteken het. Ons was baie gedruk om 'n plek te kies want hulle wou van ons meubels kom aflaai het. Ja. So dis hoekom ons die eerste dag gebring het laat ons dadelik kon kies want hulle het gewag om te hoor waar hulle die goed moet aflaai. So die tweede dag het hy ons het die tweede oggend het ons ontbyt geëet en toe het ons kom haal en dadelik na ons woonstel toe gebring. En toe ons hier kom, toe ons banke was hier so, ons eetkamerstelletjie en die beddens, toe het ons al ons goeders hier afgelaai, toe het hy gesê, okay, hy gaan vir ons, hy het 'n lang naweek gehad, en so ons sou hom vir 'n paar dae nie sien nie, vir 'n week amper, en dit was toe langer as 'n week, maar toe het hy gesê, hy wil ons vat, laat ons gaan kos kry, laat hy weet ons is okay. En dit is wat ons gedoen het, toe vat hy ons Walmart toe, en dit was nou vir my experience, my eerste Walmart experience, dit was vir my baie cool geweest. Ja, en die plek is groot, Dallas is 'n groot stad, daar's baie mense wat daar bly, en daar waar jy is, en alles is groot, jy kom hier agter, as jy in Amerika kom, en lyk alles skielik so baie groot vir jou, maar jy sal eventually gou gewoond raak aan. En hulle sê mos, Texas, alles is groter. Ja. Die hare is groter, die naels is groter, die karre is groter, alles is groter. Okay, so nou is julle in julle woonstel, julle eie woonstel, en jy sê julle gaan daar bly vir 'n jaar of so? Ja, ons het vasgeteken vir 'n jaar. So mense moet ook verstaan dat jy het tog nie 'n social security nommer nie, jy het nie 'n kredietrekord nie. Partykeer sukkel hulle, en ek praat nou nie net van ons agent nie, in general sukkel hulle partykeer om akkommodasie te kry, want mense is maar moeilik, jy weet, hoe weet hulle jy gaan kan betaal, so jy moet partykeer vat wat jy kan kry, so ons het vasgeteken vir 'n jaar hierso, wat ek eers gedink het, bietjie erg is, maar vir my om nou net 'n bietjie ons voete te vind in en om Dallas, dink ek hierdie is perfek, want ons is baie sentraal. Ja. Ons is ook baie naby aan die agente se kantore, wat help. Ons is baie naby aan Walmart, en ja, ons is hierso, hulle sit hier gewoonlik in die areas waar hulle ander refugees ook sit. Ja, want hulle gaan jou nie sit na 'n plek wat hulle moet 2-3 ure ry om jou uit te kom. Hulle gaan jou sit waar hulle kantore naby is, en waar ander refugees is, dat jy kan support van jou community kry. So het jy al begin support kry van die community af? Ja, so ek was in my eerste week, so ons was 'n weekie gewees, dus ek bietjie moeilik, dit was bietjie moeilik vir my gewees. Toe het 'n ander vrou my gekontak, sy het 'n groot netwerk van Afrikaanse en Suid-Afrikaanse vrouens hier in Amerika. En sy het my gebel en
vandat ek haar ontmoet het alles net verander. Ja. Op daai stadium het ek toe nou al in kontak gemaak met ander refugees wat hier is, van Suid-Afrikaanse refugees, wat om en by dieselfde tyd as ons hier aangekom het. En hulle is heel wat jonger as ons. Mens raak maar 'n bietjie beskermend. Ek het net gedink hoe sou ek gewees het as dit my kind was. Presies. En so toe het ons met hierdie spesifieke dame het ek in kontak geraak en sy het net gesê, hoe kan ons help? Ja. En stuur vir my het julle kos. En van daar af, ek kan nie vir hom sê nie, my foon het gelei en dit was Suid-Afrikaners om ons. Sy het ons gelink met ander Suid-Afrikaners om ons. En daar so is 'n groep vrouens wat ingetree het en hulle het net alles wat ons nodig gehad het. Hulle was net hier vir support vir alles. As hulle het ons gaan wys waar ons die food bank. Ons gevat vir enigiets wat ons nodig het. Kinders vir my kinders gevra het die kinders klere nodig. Hulle het hier aangekom. Ons is uit PE uit in die winter. Ja. So toe ek sien ons kom Dallas toe sien ek okay, maar dit is redelik warm hierso. En toe pak ek die kinders ja, toe pak ek die kinders se somersklere in. En toe ons hier kom, toe is die somersklere te klein, toe die kinders al uitgegroei. Ek het nie dit in ag geneem nie. Ja. So toe sê ek vir hulle, hoorie, so as iemand net, as jy net die community kan vra, jy weet, ek sê dit is my kinders se size, is net vir hulle klere, en dit is ek nie gevra vir nuwe klere nie. Oom, ek kan nie vir hom sê nie, hier het klere hier aangekom vir Afrika. Ja. Ek het so baie klere hier, so dat ek hou nou maar vir nog mense wat Dallas toe gaan kom. Want ek weet hoe gaan dit. Jy besef nie, genade, dit, of jy weet, ek kort dit, of die kinders dit nie. So hierso is klere by my huis vir volwasse mense, splinternuwe klere van die goeie tags aan. Die community het net by mekaar gekom. Die Dallas community kan ek net sê, engele van die Here af. Ja, en dis hoe dit gaan. Ek hier in Amerika, die mense kyk na mekaar. Die En hulle wil hê jy moet succeed. Presies, en ook so, jou caseworker, hy doen wat hy moet doen, en party van hulle sal die minimum doen wat hulle moet doen, hulle is maar staatsemployees, jy weet, party sal baie doen vir die mense, maar jy moet connect met jou community, en so aan, want jy kry soveel hulp van die community af, jy gaan al die hulp kry wat jy nodig het van jou caseworker af, maar jy kry partykeer baie meer hulp wat jy nie eens voor gevra het van die community af nie. Dis presies. En dit is waar ons baie gelukkig was. Ek het myself vreeslik jammer gekry toe ons hier aangekom het. En ek het nie 'n telefoon gekry nie, of ons het nie 'n telefoon gekry nie, want ek het so gesien, almal kry telefone. En het ons nie 'n telefoon gekry nie. Ek voel nou so stupid daaroor, maar dit is jou verwagtinge wat jy sien ander mense kry. Ja. En dan kom jy en jy kry nie dieselfde nie, want dis anders. Ja, Mense moet net besef, jy gaan dalk 'n foon kry, maar jy gaan dalk nie banke kry nie. Daai tipe van goed. Of jy gaan banke kry, maar jy gaan nie 'n foon kry nie. Presies, so almal moet verstaan, die refugees van Suid-Afrika gaan na verskillende plekke toe, in verskillende state. Elke staat het sy eie unieke hulp en eie unieke programme wat ander nie het nie, so moenie jy hoor by die een ou, hy kry 'n foon en 'n huis en 'n kar, en ek kom en verwag ek moet dit ook kry nie. Jy moet net verwag, hulle gaan jou die basics gee om aan die gang te kom. Party van daai goed gaan jy self moet voorsorg, en die ander sal jy lucky wees om te kry, miskien kry iets by community, maar wees voorbereid as jy hier aankom, dat jy gaan onder begin, en jy gaan uit jou eie sak uit self moet ook aan die gang kom. Jy kan nie net sit en hoop iemand dra alles aan vir jou nie. Daai is baie akkuraat. Ons het nie met baie knal oorgekom nie. En toe ons hier kom, toe was daar ons caseworker het ek dink 'n dag, 2 dae voor dit gehoor ons kom. En ek verstaan nog nie lekker hoe hulle kantore werk is nie, maar ons moes van ons eie geld gebruik het, en ek het dit nou nog nooit by iemand anders gehoor nie, het ons gebruik om ons eie krag se deposito aan te sit. So, dit het ons, ek dink daai was $200 of $250 gewees. So daai vat 'n groot chunk van die mense geld af, as jy nou deurvat. Dit is maar, ons het dit gedoen,
En kyk, ons kry daai kry ons terug oor 'n jaar. So dit is okay. Maar ja, partykeer gaan jy moet. Ons het byvoorbeeld toe ons gekom het ons mense moet ook verstaan, meeste van die caseworkers was refugees gewees. Ja. En hulle kulture is anders. So wat hulle noodwendig dink is belangrik, is nie belangrik vir ons nie. En wat ons byvoorbeeld dink is belangrik of meer sal verkies, is vir hulle iets belaglik. So byvoorbeeld hy het vir ons 3 splinternuwe beddens gegee, so vir my en Rihanna bed en vir die seuns elkeen 'n enkel bed. En maar hy het net 1 kussing gegee, 1 standaard kussing, daar was 1 sheet, 1 fitted sheet en 1 kombersie, 'n dun kombersie. Ja. En toe ek vra, kan ons nog 'n kombers kry? Toe sê hy vir my, nee, ons sal kyk daarna as dit winter word. En ek het eers vir hom gekyk, soos ek wag nou laat hy moet begin lag. En toe kyk ek vir Rian, toe sien ek Rian soos wys vir my moenie. Toe kom ons agter hy maak nie grap nie. Ja, hy's ernstig. Hy was ernstig geweest. En ons is boere, ons is groot mense. So hy het vir ons die handdoekies wat hy vir ons gegee het. Hy het vir ons 2 dit lyk amper soos face, soos jou gesighanddoekies. Ja. En dit is maar net ons het onsself gehandel en ons het net vir onsself gaan handdoeke koop toe eventually. Maar ja, dit is goed wat jy moet verstaan. Jy gaan nie kom en jy gaan in 'n luxury huis intrek en jy gaan alles kry wat jy gaan nodig hê nie. Jy gaan jouself met handel met die mense om jou. Ons is die enigste blanke mense in ons sentrum, as jy dit so kan sê, in ons kompleks. Apartment kompleks. Ja, yes. Maar dit is ander refugees van Afghanistan af, is hierso. En hulle is verskriklik humble. Hulle het vir ons kos aangedra. Dit het gevoel of ons in Turkey op vakansie is. Ja. Want dit was al die snaakse eksotiese kosse en dan vegetarian geregte. Verskriklik nice gewees. Vir ons gesê as ons iets nodig het, as ons iets wil weet, moet ons hulle vra, ons moenie bang wees om te vra nie. En hulle is van die nice mense. Hulle het al getroos as ek gehuil het. Hulle het al my kinders gehelp en ek is baie gelukkig. Ek voel baie veilig. Ek vat my kinders af en sit ek by al die mammas in die aand, want hier speel die kinders buite tot 9:00 in die aand. Ja. En dan sit al die ma's daaronder en hulle het my daarom nou al aanvaar. In die begin dink ek is hulle bietjie skrikkerig geweest. Ja, dis maar nou speel die kinders saam en want baie van hulle is in dieselfde skool as my kinders. En die kinders ry fiets tot hier agter die kompleks is daar oop veld. Hulle ry daar tot laat in die aand as die ligte aangaan, dan kom hulle eers huis toe. So ja, ek is baie gelukkig waar ek nou is. En die kinders se skool, geniet hulle die skool? Vreeslik. Ek het gedink dit gaan 'n groot aanpassing wees want hulle gaan 7:00 die oggend al skool toe. Die bus stel hulle 7:00 op en hulle kom eers 3:30 by die huis. Ja, dis 'n lang dag. Dis 'n baie lang dag. Baie langer as in Suid-Afrika. Ja, en my kinders het gemou die hele tyd in Suid-Afrika om skool toe te gaan. Maar hierso geniet hulle dit. Hulle geniet dit regtig waar. Ek sien my kleintjie het nou 'n paar toetse geskryf in hulle eerste week al. En Adrian het baie goed gedoen. Christian het ook net so goed gedoen. So hulle doen goed. Die onderwysers is so, hulle het soveel empatie en compassion met 'n mens. Ja. So dis nie, hulle verstaan jou kinders kom van 'n ander land af en Ja. Hulle doen van hulle kant af alles om te kan help. Ja, ek het vanoggend iewers op Facebook gesien, iemand praat van planne as hulle kinders hier kom om hulle te laat online kursusse doen of homeschooling en ek het hulle afgeraai. Sit die kinders in 'n public school. Dis die vinnigste wat hulle gaan aanpas by maatjies. As jy hulle by die huis hou die hele tyd en sit online klasse, hulle gaan nooit kan meng, hulle gaan baie sukkel om aan te pas. Nee, en wat hulle doen hierso is so my kinders was in 'n Engelse skool gewees. So ons het daar 'n voordeel. Maar
hulle vat die kinders na 'n senter toe. Hulle noem dit, wel ons agent noem dit die Newcomer Center. Okay, dit is nou jou district se senter waar hulle kinders toets wat van ander areas afkom of oorsee afkom. So ons het die dag gegaan, so al die kinders gaan vir toetse. Toe ons daar kom die dag en hulle sê berei jouself voor, dit gaan so 'n hele dag se storie wees. Toe ons daar kom, toe sit ons en wag en my kinders het daar gepraat en Christian het gelees en oor die boek gepraat met die vrou en toe kom die een vrou daar aan wat hulle moet toets en toe sê sy, maar hulle praat Engels. Toe sê ek, ja, toe sê sy, maar hulle praat goed Engels. Sê ek, ja, maar hulle was in 'n Engelse skool. En dit ons nog so gelag en die een vrou het gesê, maar dit klink amper asof die een al klaar 'n Amerikaner is. Toe sê ek van, ja, dit is dankse YouTube. Ja. En TV en YouTube. En dis, yes, presies. Toe sê sy hulle, nee, my kinders het dit nie nodig nie. As ek gaan teken dat hulle nie daai taal, ekstra taal lesse en klasse nodig het om te help daarmee nie, is hulle reg. So my kinders het nie daai toetse geskryf nie. Maar ek weet van die ander refugees om my ook, se kinders is klein en hulle het toetse gaan skryf en as jou kind baie Afrikaans is en sukkel met Engels, hulle gee ekstra klasse. Ekstra klasse, ja. En ek het so geworry of my kinders gaan aanpas met die kurrikulum en gaan die skool soveel moeiliker wees en gaan my kinders weet wat om te doen want dis nou is 'n heeltemal 'n ander kultuur, dis 'n anderste geskiedenis en my kinders doen baie goed. Ek dink mense moenie ek dink nie mense moet te veel bekommer oor gaan my kind aanpas nie. Ek dink die kinders gaan baie goed doen hierso. Ewen die Afrikaanse kinders. Ja, so dis definitief die geval. Nou, julle is nou al julle seker nou amper 'n maand en 'n half hierso, né? Ons is nou net oor 'n maand. Net oor 'n maand. Ja. Yes. En so jy sê in julle community, jy het toegang tot winkels en al die tipe van goed en kerke, is julle ingeskakel by so iets? Yes, so ons sê die eerste Sondag wat ek hier was, het ek my familie bitter ver laat loop vir 'n kerk. Ek was nie baie populêr geweest, ons het so oor die 7 myl geloop vir 'n kerk waar ek toe nou eventually net oor kan die straat 2 minute se loop van ons af 'n kerk gekry het. Maar ons is by 'n kerk, 'n fantastiese kerk. Ons is by community ingeskakel. Ons is letterlik 500 meter van Walmart af. So dis baie naby. Ons gaan gereeld, ek praat elke dag met die ander refugees. Ons het nou al goeie vriende geword. Ons het ander vriende gemaak, Afrikaanse mense hier om ons wat nou al jare hier is. Ons gaan Halloween gaan spandeer saam met hulle. Ja, dis nice. Ja, so nee, ons is nou ons het gister ons refugee mamas hier rond het gister die kinders gevat en ons was na 'n lokale kerk hierso toe wat 'n trunk or treat gehad het. Ja, hulle almal doen dit, ja. Oh my soul, hoorie, dit was nou vir my kinders het dit vreeslik geniet. Kom daar weg met 'n sak vol sweets. Yes, ek en daai goed gaan ek wegsteek, net elke dag enetjie kry want is regtig 'n sak vol sweets. En nou sien ek daar's nog een, hulle vertel my daar's nog een Woensdag by 'n ander kerk. Ja, daar gaan nie nog een wees, daar gaan nog 'n paar wees. En dis alles verniet, ek kan dit nie verstaan nie. Dis alles is verniet, die sweeties, die koeldrank, die chippies, alles is verniet, die speletjies. Dit is regtig vir my amazing. Ek wil net gou terugkom by die skool, hoor. Ek net 'n punt. So die bus waarop my kinders ry, dit is ek was so bekommerd geweest, maar hulle is so georganiseer en skoolbus. Heel skoolbus. Ja. Hulle is so georganiseer en jou kinders, ek was so bang want my kinders is verskriklik absent-minded. Hulle kan baie ADHD. Ek was so bang dat hulle by die verkeerde bus afklim en daai tipe by die huis afklim nie. Maar dit is regtig baie veilig. Die skool is baie veilig. Die busse is verniet. Ja, die skole is verniet. En my kinders eet verniet. Verniet, lunch ja. Kry hulle breakfast en lunch? Hulle kry breakfast en lunch en dit is nie net daar. Kyk, daarso is nou maar 'n bietjie junk food, maar hulle het gesonde kos ook. Ja. So dit is vir my 'n groot pluspunt. En jy sal sien as jy nog daar is volgende jaar met die somer,
is julle nog julle gaan dan op julle voete wees anyways. Maar low income families wat in die somer wanneer dit vakansie is en jy's in 'n low income family en jy kwalifiseer vir nie kos by die skool terwyl die 3 maande somervakansie aan is, kan jou kinders nog steeds elke dag skool toe gaan om te gaan kos kry. Oh wow. Ek sien ook hulle het vir refugees, as jou kind sukkel in 'n Suid-Afrikaanse skool byvoorbeeld nou, as jou kind arbeidsterapie gekry het of autisme het of enige van daai learning disabilities, daai tipe van goed. As jy 'n verslag het van die skool af of van die occupational therapist af, dan kry jou kind daai behandeling verniet hier in die skool ook. Ja, elke skole doen dit. Hulle het special need kinders en special need classes vir daai kinders. Dus dit is verniet. Jy moet skool toe gaan, so jy betaal nie daarvoor nie. Yes. So dit was vir my amazing, want ek het baie geld in Suid-Afrika vir arbeidsterapie en sulke goed spandeer. Ja. So en nou wag julle net, want julle moet nou eers wag vir julle goeders, julle papiere vir work permits om te begin werk en so aan. Weet julle iets van dit al? Ons het nog niks gekry nie. Ons het nou al ons medicals gehad. Ons het môre ons tweede medicals. Wat ek 'n bietjie hierna opsien, want my kinders vat nie inspuitings goed nie. Dis baie drama, so hulle kry nou môre hulle laaste inspuitings. Maar die ander refugees, een se man het al werk gekry, het al begin werk hierdie week, was volop werk. Ja. Volop werk. En hulle het darmal hulle work permits gekry. Ons het nog nie ons goed gekry nie, maar ons het darm nou ons het 'n datum vir ons social security interviews. Die ding is ook net, hulle is nou bietjie agter met die social security goed met die groot government shutdown. Ja. So dinge vat nou 'n bietjie langer as wat dit gewoonlik gedoen het. Maar in die proses is ons besig om ons resumes, soos wat jy dit sê, reg te kry, want dit is ook heeltemal anders as Suid-Afrikaanse. Hulle het ook hierso 'n heeltemal 'n ander proses wat hulle mense se resumes deurgaan. Ek werk met 'n baie oulike vrou in Austin wat vir ons help daarmee. Sy help al die refugees wat inkom, wat sy verduidelik en sy gee 'n bietjie agtergrond en hoekom hulle dit so doen en hoekom hulle dit so doen. So ja, daai help verskriklik baie. Charlie is amazing met dit. Sy het nou met Rian gesit Vrydag, so hy het nou 'n bietjie huiswerk gehad om sy goeders te doen, so hy's besig met dit. En ja, maar ons het besluit ons gaan solank ons goeders reg kry, dat as ons goed inkom dan kan ons uitstuur, want die is regtig baie werk. Ek dink ek is amazed met hoe baie werk hier is. Ja, en dan so kan die refugees wat op pad is, kan net onthou. Dit kan jou enigiets tussen 2 weke en 6 weke of 2 maande vat voor jy jou authority to work dokumentasie en alles het. So jy kan dalk sit vir 'n paar weke en kan nie iets gaan werk of iets doen nie. So moet jy nie self frustreer nie. Dit kom alles met tyd. Gebruik daai tyd om jouself voor te berei dan vir interviews en goeters. Absoluut. En dit kan baie raak vir alles as jy in 'n klein plekkie sit. Ek en Rian het mekaar nou 'n paar keer hierso aangekyk, want jy raak maar dit is baie. Dis nou die vakansie is nou lekker geweest, maar mense wil besig wees, mense wil begin werk. Maar ja, mense moet maar gaan loop draai, gaan doen iets. Hou julleself besig, maar wees kalm, want hulle gaan ons ou het vir ons gesê van die begin af, you are on honeymoon. Geniet dit. Jy weet terwyl jy kan. As jy gaan begin werk, gaan jy werk. Maar ja, so kry alles in orde. Ons is baie gelukkig. Ons goed is alles ons huis is reg, die kinders is in die skool. So al waarop ons nou kan fokus is op werk. Om werk te kry, ja. Yes. Ja, sodra jy nou jou authority to work het, dan kan jy begin met daai proses. En jy sal verbaas wees, dit gaan redelik vinnig aan die gang spring. Maar daar is so baie werk beskikbaar en as jy nie te fussy is nie, kan jy al dieselfde dag werk kry. Daar's plekke vir die wat nie weet nie. Daar's plekke in Amerika wat jou as jy begin werk, wat jy al dieselfde aand betaal. Hulle betaal jou daagliks vir al die takeaway restaurante en al daai omdat hulle so baie werkers soek. En hulle weet mense is kort werk of iets, dan sal hulle jou al die eerste aand betaal as jy daar is. Anders sal jy jou elke tweede week betaal of een keer 'n maand of so aan.
maar niks verhoed jou om enigiets te begin en so iets op 'n sideline vir ekstra inkomste te doen. Daar's baie mense wat soos by ons voltyds werk van die oggend van hulle te 6 uur tot 2 uur skof hier by my voltydse werk met groot benefits en alles. En dan waai hulle hier na gereële skoolbusse in die middag of hulle gaan werk by 'n takeaway restaurant vir 'n 4 uur of 'n 6 uur skof iets in daai lyn. Niks verhoed jou hier. Jy kan hier 16 werke hê as jy dit alles kan doen in een dag en whatever verskillend. Jy het nie 'n beperking wat jy kan doen en hoeveel jy kan doen nie. Groot tekort aan skoolbusdrywers. O ja, dis reg oor die land, nie net skoolbus nie, skoolbus, gewone drywers, trokdrywers, groot verskil. En die as die Phyllis drywers vir die Phyllis groot demand hierso sien ek ook hier by ons. En die ding is wat die meeste Phyllis trokkers hier by ons is nie daai wat jy 'n Phyllis trok ry met 3 ouens wat agterop hang en met die asblikke in die hand ingooi nie. Dit is een ou alleen met 'n meganiese arm wat die Daai is baie cool. Ons het ook so een hierso by ons. Hulle kry goeie salaris daai ouens. Jy werk vir die munisipaliteit. Die munisipaliteitwerkers, baie van hulle kry goeie salaris en baie goeie benefits by die minis. So moenie dit miskyk nie. Munisipaliteit werk, staatswerk, werk vir die state. Maar dan in privaat maatskappye ook, hulle het almal goeie benefits en goeder. So jy kan redelik regkom. Unskilled work, daar's baie unskilled work beskikbaar. So moenie skaam wees of bang wees om unskilled work te vat nie, want jy was al jou lewe lank 'n juffrou of iemand wat in 'n kantoor gewerk het of 'n bestuurder van 'n maatskappy of so iets. As jy net daar begin, jy sal verbaas wees hoe vinnig kan jy regkom met unskilled labor. Ja, tot jy jou goed kan vertaal en jou kwalifikasies kan gebruik en doen jy later aansoek vir 'n groter job. Yes, ek het nou al met 'n paar mense gepraat wat vandat hulle aangekom het, wat hulle totaal en al iets anders doen as wat hulle in Suid-Afrika gedoen het. En gelukkig is daarmee. Eintlik baie ongelukkig was in hulle werk in Suid-Afrika en nou doen hulle iets wat hulle baie gelukkig maak. Ja, iets heeltemal anders wat jy nooit aan gedink het nie. So moenie jou oogklappe aan hê. Ek moet net soek vir, jy weet, kantoorwerk of ek moet net soek vir dit nie. Soek vir enige ding. Kyk of jy dit sal like. Want hulle almal gaan jou train en almal soek werkers. So almal gaan betaal om jou te train om my werk te doen. Want hulle tekort mense. So en as jy met Joanda kan werk soos die meeste Suid-Afrikaners kan doen, jy weet ons raai aanleg om gou die kraan te fix by die kombuis of gou ek kan dit doen. Yes. Presies. As jy met Joanda kan werk, ek beloof jy gaan soos 'n koning lewe. Dit is 'n absoluut feit en dit is ook die eerste video wat ek van oom gekyk het. Dis wat oom gepraat het van. As jy kan werk met jou hande, toe ons in Suid-Afrika was, het Rian vir my daai video gewys. En dit is die waarheid. Want ek sien hierso, hulle het iemand vir alles. Ons sien net een ou wat alles kan doen nie. Nee, hulle moet wag. Ons het vir 5 dae sonder krag gesit. Want hulle het 3 verskillende electricians. Die een doen dit en die ander een mag nie 'n breker verander nie en ons moes wag vir iemand wat 'n breker kan verander. Dit was my vreeslik snaaks. En dan as jy kyk groot stede en goeder soos wat julle in Dallas bly, groot stede, mense wat nog nie seker is wat hulle moet doen nie. Gasneerdienste, daai tipe van ding, weet tuindienste, mense maak groot geld met dit. Want die mense hierso in Amerika, hulle betaal eerder iemand om dit te doen dat hulle is te lui want hulle kan dit bekostig. Jy sien? Ja. En so, dit is 'n feit. Dinge wat mense nie wil uit hulle eie doen nie. Hulle betaal daarvoor en hulle betaal groot daarvoor want hulle die inkomste, die ekonomie is so sterk in hierdie land dat die mense kan bekostig om vir elke liewe dingetjie wat hulle gedoen wil hê by hulle huis iemand te kry om te kom doen vir hulle. Ja, dit is 'n feit daai. Daai is 'n feit. Dit sien ek elke dag. En as jy daai goed kan doen, handyman work, daai tipe van ding, man, jou kop is deur as jy so iets wil doen. En dan enige ander werk is as ook enige ander werk as jy nog vir jou 'n job kry by 'n maatskappy waar jy weet analytics doen of weet op computers werk of daai tipe van ding. Jy moet net oral te soek. Kyk en jy sal verbaas wees hoe vinnig kan jy regkom. En jy sal verbaas wees hoe jou kwalifikasies in Suid-Afrika al moet jy dit oordoen in Amerika, hoe dit sal oordra en want die ouens veral die wat met jou hande werk, die ouens toets jou en as jy by 'n kontrakteur kom of so en hy sien jy kan weld en jy kan dit doen, dan gaan jy hulle aan die werk steek terwyl jy jou self op 'n internal kursus sit om jou kwalifikasies te kry. Ja. Ek het gesien hulle is baie op soek na die ouens wat ambagte het. Ja. Hierso. Ja. Maar dan wil ek ook net by sê, ek sien
die ekonomie hierso is van so 'n aard dat jy kan rakke pak by Walmart en jy kan gemaklik lewe. Ja, jy kan byvoorbeeld by Walmart gaan, dis nou unskilled labor. Rakke pak en jy kan 'n voltyd, dis jou voltydse werk. Jy kry benefits by Walmart, dis jou 8 ure 'n dag, jy kry oortyd, jy kan 'n salaris maak en jy kan daarvan lewe. As baie mense En jy kan goed daarvan lewe. Ja, dan of soos Walmart, ek sien nou hulle kort ook almal kort trokdrywers, hulle train hulle trokdrywers. Daar ons maak meer geld as ek. So is ek eendag by hierdie werk moeg is vir al hierdie mense se nonsens by my werk waar ek werk, jy weet, want ek's 'n manager, ek moet nou jy werk met mense, jy weet. As ek eendag moeg is vir hulle, dan gaan word want ek het 'n kwalifikasie, ek het 'n lisensie om 'n 18-wheeler te bestuur. Dan gaan word ek 'n trokdrywer vir Walmart, jy weet, want die packages praat nie terug met jou nie. Dit is so Rian wil trokke bestuur, so ons is nou net in die proses, ons wag nou, hy wag vir sy lisensie, om sy lisensie te gaan doen en dan sy CDL oor te doen. So kyk nou, sê vir Rian, hy moet kyk, julle gaan sodra jy jou social security kaarte het en julle het nou 'n permanent residence, so julle water laat aansit of julle krag, jy gaan 2 forms of residency proof moet hê. Sodra hy daai goed het en hy sê, dan moet hy kyk na hierdie trokke. As jy op die pad ry, kyk agter op die trokke, almal adverteer, hulle soek drywers en so aan. Maar kyk jy soos local, soos Walmart of die tipe van dinge, of jy iets kry wat jy local kan doen, dat hy nie heeltyd over the road is en jy laat neem by die huis los nie. Maar daar is as jy op die interstate ry, elke trok wat by jou verbykom met 'n advertensie agterop. Now hiring. Ja, daar is so die benefits so baie trokdrywers wat hulle soek en die ding is, as jy kyk, jou CDL is nogal hy's bietjie pricey. En jy moet jou CDL doen. Rian het sy lisensie in Suid-Afrika, maar dit is nie geldig hierso nie. Hy moet sy CDL doen. Maar dit is 'n paar $1000, maar hierso is soveel companies wat al wat hy moet kry is net 'n gewone bestuurslisensie hierso. Ja. Dit is nou as hy wanneer hy sy social security nommer het. En hulle stuur jou. Hulle stuur mense. Hulle betaal daarvoor om hulle trokbestuurderslisensies, die CDL's hierso te doen. Ja, en dan teken jy, ek dink 6 maande tot 1 jaar vas met hulle, maar hulle is verskriklik, daar's 'n groot demand vir trokdrywers in hierdie land. Ja, baie groot. En jy sal sien as jy begin rondry op die interstate, elke trok wat verbykom met advertensie agterop, hulle sit sommer hulle volle benefits agterop. Wat kan jy by hierdie company benefits by die company kry? En so kyk ja, jy moet net kyk, jy sal sien, ek het nou laaste week daar by julle verbygery het in Texas. Toe sien ek 'n trok wat by my verbykom op die interstate met 'n groot rooi stiker agterop. Die hele agterste trok is 'n advertensie. En hulle sê $2,500 'n week na aftrekkings. Yes. Kyk nou, jy weet nou hoeveel kos goed hierso. $2,500 'n week na aftrekkings sê, julle gaan soos 4 konings lewe. Ja, nee. Ons het 'n paar kinders wat deur universiteit moet gaan, dis reg. Ja. En onthou ook 'n ander ding, julle kinders is nog klein, die tyd van hulle klaarmaak met skool. Die eerste 2 jaar gaan hulle na community college toe vir die eerste 2 jaar van universiteit en dis verniet. Yes, dit is daarmee net. En even community college vir ons nou is ook verniet. Ja, julle kan associate degrees gaan doen verniet. Ja, so hulle sê ook mense daar is mense wat nie Engels kan praat nie. As jy byvoorbeeld erg Afrikaans is, ek weet daar's baie tannies. Ek het daai mense in my familie. Ek is baie blessed om in Engels groot te kon word ook, in 'n dubbel medium skool te gewees het op 'n stadium. Maar daar is Afrikaanse mense wat nie goed Engels kan praat nie. En daar's 'n community college baie naby aan al die refugee plekke. Soos ons het ene baie naby aan ons. En hulle stuur jou vir Engelse klasse. Ja. Wat verniet is. Dis so. Jy kan iets daar gaan leer as 'n vlugteling verniet. Dit hoef nie noodwendig Engels te wees nie, maar jy kan 'n skill gaan leer. Ja. So daar's al hierdie benefits nou. Is daar ons moet nou amper begin klaarmaak want my tyd raak op hier. So is daar enige iets anders wat jy voel wat jy wil add vir die mense wat jy ge-experience het die laaste maand? Ja, ek wil net sê die mense wat by die huis is, ek weet hoe baie stresvol dit is. En fokus net op die goeie goed. Vertrou in die Here en alles gaan oukei wees. Ja. So jy moet net onthou, jy gaan overwhelmed wees die eerste paar weke. Ek promise jou. En dit is nie klaar nie. Jy gaan nog hierdie hele jaar, jy gaan dae kry wat jy
erg terug verlang Suid-Afrika Ja, toe nie. Jy gaan daar kry absoluut. jy gaan daar kry wat jy dink het ons ooit die regte besluit gemaak. Dan kyk jy net rond, kyk nie jou kinders se Kyk gesiggies, jou kinders. kyk rond wat aangaan en dan kom jy agter eers dis vir hulle en vir jouself se toekoms. Want ons almal weet wat gaan Suid-Afrika aan. En dit gaan nie beter Ja. raak nie. Baie mense se kop is in die sand en dink o, dit sal beter word in Suid-Afrika. Ongelukkig ek het baie slegte nuus vir julle. Dit gaan nie beter raak nie. Ons kan hoop dit sal, maar wees realisties. En kyk jou kinders se Ja. gesiggies, man. Kyk nou hoe Nee. dit staan. Toekoms vir die kinders hierso. Ek dink nie mense besef dit regtig totdat 'n mens hier is nie. Ja. As jy hier kom, jy voel net daai anxiety is weg. Jy voel sommer jy kan asemhaal, jy kan lewe. Jou kinders het 'n toekoms. Toekoms. As jy sien hoe jou kinders speel en net daai vryheid op hulle gesigte. Ja. Dit is hoekom ek En hier vir hulle, is. en vir hulle toekoms, daar's absoluut geen beperkings op hulle toekoms nie. Al wat hulle toekoms Ja, nou is nie 'n toekoms in Suid-Afrika nie. vir kinders, al wat hulle toekoms beperk is hulle self. Jy kan enige ding in die land word. Daar gaan nie diskriminasie teen jou wees. Jy kan college bywoon, whatever. Jy kan enige werk gaan doen, whatever. Daar gaan nie gediskrimineer word teen jou oor jou kleur van jou vel of wie ook al jy is of jy's 'n uitlander of iets nie. So jy het absoluut geen beperking op jou toekoms in Amerika nie. Absoluut. Ja. Absoluut. Alright, Lily, ek moet nou begin afsluit. Baie dankie vir die gesprek. Ek gaan die ding edit. Groot plesier en baie dankie. Ja, ons sal dit seker oor so uur en 'n half sal hierdie op YouTube beskikbaar wees. Dan kan die mense daarna kyk. En dan vir die mense wat wil, kan vra onder opdeling gooi en dan sal ons kyk of ons later maak ons miskien weer een om sekere vrae vir die mense te antwoord. 100%. Baie dankie Lily, geniet julle dag verder. Groot plesier oom, lekker dag. Lekker dag vir julle. Totsiens. Okay, bye.